Groete in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk uit die Nuwe Testament het lees met die doel om ons Christen te versterk en te vernuwe op 'n daaglikse basis, ook met die doel om die Nuwe Testament te voltooi by 2025. Vandag gaan ons voort met die boek van Romeine hoofstuk 4 en die opskrif lees, ook Abraham is vrygespreek deur die geloof. Abraham is die aardse voorvader van al die gelowiges. Hoe pas hy in hierdie prentjie van vryspraak deur die geloof? Was dit op grond van sy goeie werke dat God hom aanvaar het? As dit inderdaad so was, sou hy dalk goeie rede gehad het om te spog. Maar vanuit God se oogpunt het hy absoluut niks gehad om oor te spog nie. Die skrif verklaar mos, Abraham het in God geglo en God het hom vrygespreek. Wanneer mense 'n werk verrig, word hulle loon nie as guns beskou nie. Wat hulle ontvang kom hulle toe. Daarteenoor staan die saak heeltemal anders met daardie mense wat geen prestasie het waarop hulle kan staatmaak nie, maar wat glo in hom wat die goddeloses vryspreek. Hulle word op grond van hulle geloof vrygespreek. Koning Dawid het hiervan verpraat toe hy beskryf het hoe gelukkig die mense is wat sonder enige prestasies tog deur God vrygespreek word. Gelukkig is daar die mense wie se oortredings nie gestraf word nie en wie se sondes uitgewis word. Gelukkig is die mens vir wie die Here die sonde glad nie meer toereken nie. Geld hierdie uitspraak net vir Jode of sluit dit ook die nie-Jode in? Wel, wat dan van Abraham? Ons het toch gesê dat hy op grond van sy geloof deur God vrygespreek is. Het hierdie vryspraak plaasgevind nadat hy reeds besny was of terwyl hy nog onbesnede was? Die antwoord is dat God hom reeds tevore, toe hy nog onbesnede was, vrygespreek het en dat hy eers daarna besny is. Die seremonie van die besnydenis was 'n teken, ja, 'n plegtige bekragtiging daarvan dat Abraham alreeds geglo het en deur God vrygespreek is. Selfs nog voor sy besnydenis. So het Abraham die geestelike voorvader geword van almal wat glo sonder dat hulle die besnydenis ontvang het deur God vrygespreek is. En hy het ook die geestelike voorvader geword van hulle wat besny is, maar net as hulle dieselfde soort geloof het as wat ons vader Abraham gehad het voordat hy besny is. Dit is dus duidelik dat God se belofte om die hele wêreld aan Abraham en sy nasate te gee nie berus het op wetgehoorsaamheid nie, maar op nuwe verhouding wat tot stand kom deur die vryspraak op grond van geloof. As jy dus beweer dat mense die wêreld as erfdeel sou kon verkry op grond van wetsgehoorsaamheid, het die geloof betekenisloos geword en het die belofte sy krag verloor. Wetsgehoorsaamheid is immers buite die kwessie, want die wet bring juis straf mee. Die enigste manier om wetsverbreking te voorkom is om geen wet te hê nie. Die geloof is dus die sleutel. God se belofte word as genade geskenk gegee en ons as sy nageslag sal dit baie beslis ontvang. Nie net die wat die wet ontvang het nie, maar almal wat deel in Abraham se geloof. Want Abraham is die vader van ons almal wat glo. Dit is wat die skrif bedoel het met die woorde: ek het jou die stamvader van baie volke gemaak. By die God in wie Abraham geglo het, was die belofte reeds as te ware 'n werklikheid. Hy is immers 'n God wat dooies lewendig maak en deur sy roepstem dinge wat nog nie bestaan nie, aanspreek asof hulle reeds werklikheid is. Teen alle verwagting in het Abraham geglo dat hy nog die stamvader van baie volke sou word op grond van God se belofte. Jou nageslag sal so baie wees soos die sterre aan die hemel. En Abraham se geloof het nie verswak nie, al het hy baie goed besef dat sy eie liggaamlike vermoëns reeds heeltemal gedaan was. Hy was omtrent 100 jaar oud en dat sy vrou Sara nie meer kinders kon hê nie. Abraham het nie getwyfel aan God se belofte nie. Inteendeel, sy geloof het sterker geword en so het hy die eer aan God gegee. Hy was absoluut daarvan oortuig dat God enigiets kon doen wat hy beloof het. Inderdaad, God het Abraham regverdig verklaar omdat hy in hom geglo het. Hierdie wonderlike waarheid dat God Abraham regverdig verklaar het omdat hy geglo het, staan nie net opgeteken ter wille van Abraham self nie.
Dit wil ook vir ons verseker dat ons net so vrygespreek sal word as ons in hom glo wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hierdie Jesus is oorgelewer om ter wille van ons sondes te sterf en hy is opgewek uit die dood sodat ons vrygespreek kan word. Amen. En daar het ons die geskrewe woord van God geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.